Kan ons hom 'n lofoffer gee? Baie welkom. Moet ek eerder sê welkom terug. Ek hoop jy is gerus, ek hoop jy is reg vir die jaar. Ek is definitief. Ek wil net gou 'n woorddeel wat Elena gebring het tydens die aanbidding, want ek dink dit is so gepas tot wat ons nou gesing het en tot wat ons gaan inspring vandag. Sy deel met my, sy sien 'n persoon wat 'n swaar rots dra. Wie ken die storie van Sisyphus? Sisyphus in die groot klip wat hy by die berg opstoot en elke keer wat hy die bo kom, dan rol die klip weer af. 'n Bekende storie. Sy sien hierdie persoon wat 'n klip stoot en hy sukkel en hy swaar en op die klip staan na 2026. En sy sê sy beleef daar's mense hier vandag wat nie opgewonde is oor hierdie jaar nie, maar wat bietjie angstig voel daaroor en wat weet dis 'n swaar las om te dra en wat dalk nie reg voel om nog 'n jaar aan te sukkel soos wat ek in 2025 gesukkel het nie. En sy sê die ding is daar's een swaar klip wat gerol is en dit was die klip voor Jesus se graf. Ons dien 'n God wat klippe wegrol. Ons dien 'n God wat die onmoontlike doen. Hulle kom seël die klip, hulle kom sit hierdie massiewe ding voor Jesus se graf en die volgende oomblik is hy net weggeskuif. Dit is wat ons God doen. En voordat ons in vandag se preek inspring, wil ek vir jou sê 2026 is nie jou gewig om te dra nie. Die van julle wat dalk angstig voel oor die jaar, wat dalk voel jy is nog nie reg vir dit nie. Ek wil vir jou sê wees rustig, want jou God is 'n God wat klippe wegrol. So dankie Elena, ek dink ek wil jou net eer vir waar's jy? Daar's jy. Nou, ek wil net eer vir die woord wat jy altyd bring. Dankie, ek waardeer dit so verskriklik baie. Ons spring in 'n reeks in wat ons noem Cultivating a Holy, Healthy and Humble Lifestyle. Dis so 'n bietjie van 'n oogwink in ons jaartema in. Ons gaan nog baie praat oor hierdie tema, maar ons wil in 2026 gesond wees op al hierdie vlakke. Nie net op 'n geestelike vlak nie, ons fokus obviously as 'n kerk daarop, maar ons wil hê daar moet op 'n fisiese plek ook gesondheid wees, op 'n emosionele plek gesondheid wees en dan natuurlik op 'n geestelike plek in ons hart ook gesondheid wees. En ons gaan so 'n bietjie induik in hoe doen ons dit? Regtig prakties. Hoe maak ons seker dat as volgelinge van Jesus leef ons 'n lewe wat gesond genoeg is om die gewig van hierdie lewe te dra? En ons dink, ons weet dat Jesus baie te sê het oor hierdie tema. En ek gaan vandag met jou inspring daarin. Kan ek dit gou sien? Is iemand opgewonde vir die jaar? Fantastic. Dit gaan lekker wees. Dit gaan lekker wees. Ek wil met jou begin praat oor hierdie konsep van die tempel van God. Nou as jy die woord tempel hoor, dan gaan jou kop dadelik Ou Testament toe teen. Maar die tempel was altyd die plek gewees waar God, ek noem dit altyd God se hotspot. Dis die hotspot van sy heerlikheid. Die plek waar sy heerlikheid op sy sterkste is. Jy weet daai een kamer in jou huis wat nie so lekker wifi sy net nie. Dis omdat jy ver is van die hotspot. En die tempel was altyd die hotspot van God se teenwoordigheid. As jy in die tempel is, dan is hy daar en hy's tasbaar en hy maak homself bekend in die tempel. Hy praat met sy dienaars in die tempel. En ons in die Nuwe Testament kom ons altyd op hierdie punt wat ons dalk die tempel verwar met die kerk. En dis glad nie die idee nie. Ek wil net vir jou dit baie duidelik sê, hierdie is nie God se huis nie. Hy is baie groter as hierdie. Hy gaan meer plek nodig hê as hierdie 4 mure om hom binne te hou. Hierdie plek, Doxydale Linden, wat ons 44 straat, is nie God se huis nie. Ons dien nie die Here in die huis van God hier nie. Nee, die tempel van God het verskuif. Die tempel van God is nie meer in 'n plek nie, hy kom maak sy woning in sy mense. As jy my nie glo nie, is eintlik baie maklik om dit te sien in die Ou Testament, as God se teenwoordigheid afkom en hy maak homself tuis in 'n plek, was altyd 'n teken gewees. Vlamme en rook. Dit is altyd wat gebeur, daar was hierdie rookkolom of hierdie vuurkolom wat sê, ek is nou hier. Wanneer Dawid hulle in die tempel intrek en God sê, hierdie is die plek waar ek nou gaan wees vir die volgende ruk, kom daar hierdie wolkkolom en hierdie vuurkolom om te sê, ek woon nou hier. As Moses praat met God, wat gebeur? Hy praat met hom en wat verskyn? 'n brandende bos, daar's hierdie vuur. Wanneer die Israeliete by die Rooi See kom en die Egiptenare is agter hulle en ons geen pad nie, en God daag op om die dag te red, hoe daag hy op? In 'n kolom van vuur. En in die Nuwe Testament kom jy in Handelinge 2 en jy sien hierdie ongelooflike oomblik waar God weer opdaag.
En dis nie in 'n rookkolom nie, dis nie in 'n tempel nie, dis nie in 'n brandende bos nie. Dis bo die koppe van sy mense, in 'n tong van vuur wat bo hulle koppe kom rus. En God maak 'n stelling daar. Hy sê, my woning is nie meer in geboue nie. My woning is in die harte van my mense. En dis die eerste ding wat ek wil hê jy moet baie mooi hoor vanoggend. Jy is God se adres. Jy is God se adres. Wat 'n massiewe stelling is. Kan ons net gou dit vir mekaar sê? Om te sê ek, Kobus de Wet, met al my foute en met al my probleme, is die plek waar God besluit het om sy tuiste te maak. Groot stelling, nee. Baie groot stelling om te maak. Sien jy die kontras tussen die twee? God, die skepper van die heelal, wat woon in Rooikop Kobus. Dankie Franswa. Dis 'n massiewe kontras. Maar tog is dit waar, dis wat ons Bybel sê. Dit sê in Korintiërs, as jy wil blaai so in Korintiërs 6, 1 Korintiërs 6 vers 19 sê, ek lees uit die ESV het, hy sê, do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit within you, whom you have from God? You are not your own. Dan kan ek 'n groot highlight, onderstreep, omkring, geel highlighter omgehou. You are not your own, for you were bought with a price. So glorify God in your body. Hy praat hier van ietsie wat gebeur het met jou. Jy is nie jou eie nie. Nou, dis eintlik vanselfsprekend. Ons het hierdie misverstand in die moderne wêreld wat sê ek het die reg tot my eie lewe en ek kan my eie gedagtes dink en ek kan my waarheid op jou kom sit, né? Nee? Ons het die hele ding in Amerika wat die laaste ruk aangegaan het van nee, dis dalk waar, maar dis jou waarheid. Jou waar en my waar is nie dieselfde nie. As ek soos hoe waansinnig is dit? Is hierdie 'n klip of 'n veer? Wel, dit hang af. Nee, dis 'n klip. Dis nie hoe dit werk, dis nie hoe waarheid werk nie. Dinge is konkreet. Daar's 'n reg en 'n verkeerd en om een of ander rede in ons wêreld het ons daai lyne so bietjie geblur. Met God werk dit nie so nie. Hy het jou gemaak. Amen. Hy het jou gemaak, hy het jou geskep uit niks uit nie. Jy was nie, toe is God, toe word jy. En omdat hy jou gemaak het, het hy die reg tot jou lewe. Hy maak jou, hy besit jou, jy is syne. Het jy al daai The Chosen episode, ek en Cici het nou net hiervan gepraat. The Chosen season 1 episode 1. Kom hy by Maria en sy is besig om haar eie pad te gaan en hy stap agteraan en hy sê, Mary, you are mine. I've called you by name, you are mine. Dis wat God sê oor jou, jy's myne, jy's nie jou eie nie, maar ons gaan op ons eie pad. En omdat hy 'n goeie God is wat nie ons forceer om iets te doen nie, laat hy ons eie gang gaan, nê. Ons loop weg van hom af en uit sy genade sê hy, dis reg, ek sal ietsie doen om jou terug te kry by my. Ek sal die prys betaal. Ek het so 'n paar weke terug toe praat ek met julle oor Hosea. Ek weet nie of julle dit onthou nie. Hosea, fascinating storie. Ek gaan dit vinnig weer vertel. Hier is hierdie profeet en God sê vir hierdie profeet, sien jy daai prostituut, gaan trou met haar, maak haar jou vrou. Hy doen dit, hy trou met hierdie vrou en sy hardloop 3 keer weg. In haar ou werk in. Sy gaan doen weer wat sy gedoen het voor hulle getrou het. En sy hardloop weer weg en Hosea is op sy einde en God sê vir hom, Hosea, gaan haal jou vrou, gaan kry haar, gaan trou haar weer, gaan hê haar weer lief. En Hosea gaan in die markplein in en hy kom in die markplein en daar op 'n verhoog staan sy vrou, 10 en kaal, besig om verkoop te word as 'n seksslaaf. En hy kom in die markplein en hy koop sy eie vrou terug. Hy koop terug wat klaar syne is. Dis presies wat God doen. Ons loop ons eie gang. En God sê ek sal kom en ek sal 'n prys betaal. Ek sal ietsie doen. Al is dit myne, sal ek die geld gee, ek sal die koste dek om jou terug te kry in my huishouding. En die prys van jou sonde, die prys wat God betaal het, is die lewe van sy seun. Jesus Christus, die seun van God, die perfekte een, die een sonder sonde, die een sonder fout, gaan na die kruis toe en hy gaan dood namens jou. Hy betaal die prys sodat die wraak van God op hom val en nie op jou nie. Jy's met 'n duur prys gekoop, jy is nie jou eie nie.
Daar's twee maniere hoe ons hierdie kan na kyk. Daar's hierdie ding wat ek altyd by die skole gedoen het. Ek maak so half 'n hokkie en ek gaan staan in die hokkie en ek sê ek is nou verslaaf of ek sê nou hierdie slegte woord of ek dink nou hierdie gedagtes. Ek's in hierdie hok. En ons dink die evangelie werk so. Jesus kom, hy haal my uit die hok uit, hy betaal die prys, nou is ek hier. Nou wat doen jy met dit? Ek sê meeste mense doen hierdie. Ek gaan weer die hok kom staan. Ek's happy hier, ek's fine, dankie. En dan dink ons Jesus moet weer kom betaal. Okay, nou as ek weer as ek weer in die hok. Ag nee. Dis nie hoe dit werk nie. Hy kom haal jou uit hierdie uit. Hy bestraf die hok. Hy maak weg met dit en hy sit jou in 'n nuwe spasie en 'n nuwe lewe. En wat jy kan doen met jou vryheid is joune, maar kan ek voorstel aan jou vanoggend dat wanneer hy jou vrymaak van ietsie, wanneer hy jou lewe red, wanneer hy die prys betaal vir jou lewe, dat jy hom vertrou oor hoe om dit verder te spandeer. Ek dink dis die fout wat ons maak in 'n nuwe jaar. En ek preek met myself hierso. Ek's 'n groot fan van nuwejaarsresolusies. Wat noem jy dit? Voorneme. Nuwejaarsvoorneme. Ek's 'n groot fan van dit, maar hierdie is die eerste jaar wat ek eintlik nie gemaak het nie. Geen planne vir die jaar nie. Ons gaan kyk wat gebeur. Want ek het tot 'n besef gekom, ek's nie baie goed om my goeders te hou nie, nê. Ek het daarom hierdie jaar begin draf. Laas jaar. Wie het klaar opgehou met jou voorneme vir die jaar? Moenie jou hand opsteek nie. Julle lag, want dit is waar. Ek gaan elke dag lees hierdie jaar. Ek sien so 'n post wat sê, dis 'n brief wat geskryf word, Dear individual, it was fun while it lasted. Sincerely, January 2nd. Ek het net besef in my lewe, ek is nie baie goed om myself te verander nie. En ja, daar's selfhelpboeke wat jou sê hoe om hierdie beter te doen, maar ek is nie baie goed om my eie behavior te kom swaai nie. Ek is nie baie goed om my eie manier van lewe te kom swaai om beter te doen in myself. Ek is nie baie goed om die goeders wat ek mee sukkel myself op te hou nie. So ek het op 'n punt gekom wat ek net sê, weet jy wat? Ek gaan nie probeer nie, ek gaan vertrou. Eerder as om te sê hier's waar Kobus wil gaan in 2026. Eerder wat jy gaan en sê hier's waar ek wil gaan en die dinge wat ek wil regkry, kan ons dalk omdraai en kyk na die een wat ons gemaak het. Die een wat weet hoe werk die interne sisteme van my liggaam en my brein en my gedagtes en my hart en my emosies. Kan ons kyk na hom en hom vra, Here, wat wil U hê? Wat is U plan vir my lewe? Jy is 'n tempel van God. Jy is die woonplek van God en hy verdien 'n goeie tuiste. En omdat hy in jou woon, gaan hy jou begin herorganiseer. Wanneer God intrek, dan kom hy nie as 'n gas nie. Ek wil dit net ook sê. Ek het hierdie storie al baie vertel, maar een van my vorige leiers, Eugene, hulle het mense in die gemeente wat deur 'n krisis gaan en Eugene sê vir hulle, julle kan by ons kom bly en hy vergeet om te sê vir 'n rukkie. En die mense realiteit wat hulle kan kom en Eugene en hulle almal staan daar buite en die volgende oomblik kom maar 'n treklorry. En hulle begin goed aflaai in Eugene se huis. Eugene preek oor hierdie en hy sê, wanneer die Heilige Gees kom kuier, bring hy die treklorry. En hy gooi jou meubels uit en hy sit syne in. En hy sê vir jou hoe om jou huis te organiseer en hy sê vir jou hoe om jou huwelik te organiseer. Hy sê vir jou hoe om die begeertes in jou hart te manage. Hy sê vir jou hoe om die verhoudinge in jou lewe te manage, maar net as ons hom toelaat. God gaan jou nie forceer nie. Jy is 'n tempel van God. Jy is met 'n duur prys gekoop en as jy hom toelaat in 2026, gaan hy sy tempel kom inrig vir homself. Hy gaan dit kom doen, nie ek en jy nie. Ek dink ook daar's hierdie misverstand in die wêreld as ons praat van selfliefde. Daar's hierdie misverstand om te dink dat ons het die reg om vir onsself net lief te wees en jy is in die middelpunt van jou wêreld en just always look out for number one. Solank ek okay is ek happy. En ek wil amper vir jou kom sê dat dit is soort van reg, maar ek dink die motief agter dit wat ons dalk dink is verkeerd. Die ding is ek staan nie eintlik in die middelpunt van my lewe nie. Daar's iemand anders wat doen en jy weet wie dit is.
As iemand anders wat staan in die middelpunt van die heelal. Maar hier is die ding, hy hou nogals baie van jou. Hy like jou nogals. Ongelukkig in ons land is al hierdie teologie wat sê, ek is 'n sog, maar ek sê die Here is 'n spogsog. Ek is 'n vark, maar ek is daarom die Here se vark. Ek is 'n wurm, maar daarom is die Here se genade groot vir my. Man, ek dink ons misverstaan Genesis as ons so daaraan dink. Ek sien nie in Genesis dat God vir Adam en Eva in die tuin sit en sê, alright, pas op nou vir julle. Ek watch jou. Ek sê vir my seentjie oor hierdie vakansie, hey, watch jou. Hier is nie God nie. God is nie 'n kwaai pa wat wag vir jou om 'n fout te maak sodat hy kan pak slaag gee nie. Dis nie wat hy doen nie. Hy's nie 'n kwaai pa nie. Hy's nie hierdie God wat hierdie mense gemaak het om net in vrees van hom te lewe nie. Nee, die prentjie wat ek sien in Genesis is 'n goeie God wat 'n goeie skepping maak. En die rede hoekom hy daai skepping maak is sodat hy die mense in daai skepping kan sit om dit te geniet. Hy sê vir hulle, hier's al die bome en die plante, geniet dit, eet, gaan groot, hê 'n jol. Net nie van hierdie nie. Jy weet die een boom, net nie van hom nie. Natuurlik, ons kies die boom, maar die prentjie is nie 'n God wat wag vir ons om 'n fout te maak en wat teleurgesteld is in ons elke keer as ons doen nie. Die prentjie is 'n God wat hou daarvan om tyd te spandeer met sy kinders. Ek het baie geloop op die strand die laaste week. En ek love it om met my kinders dit te doen. Daar's 'n klomp foto's wat ek vir jou sal wys as jy my, ek sal nie daai ou wees en dit in die PowerPoint sit nie, maar ek sien baie foto's wys van ek en Ezra wat op die strand loop en ek wat hom oor rotse help en vashou dat hy nie gly nie. Dit is vir my 'n joy om saam met my kind te wandel, as ek dit so kan stel. Dit is 'n joy om saam met my familie te gaan loop en God kom in Genesis en hy loop saam met Adam en Eva. Dis nie 'n verhouding waar hy agter op 'n perd sit met 'n sweep en sê loop, loop. Dis nie hoe dit werk nie. Hy loop saam met hulle. God hou nogals van jou. En hy wil hê jy moet goed doen in die lewe. Hy wil hê jy moet goed doen met hoe jy die lewe handhaaf. So ek wil kom draai aan hierdie selfliefde ding. Selfliefde is nie net omdat ek lief is vir myself nie, maar ek is lief vir myself omdat ek 'n God het wat lief is vir my. Ek is lief vir myself en ek gee om vir myself en ek kyk na myself want ek het 'n God wat wil hê ek moet goed doen in die lewe. Ek het 'n God wat in my glo. Kan ek sê hoeveel hy in jou glo? Hy het sy lewe gegee vir jou. Hy het 'n belegging gemaak in jou lewe en hy soek 'n return on investment. Hy het duur betaal vir jou en hy gaan jou help om hierdie lewe te lei op 'n manier wat werk. Hoor wat sê Paulus in 1 Korintiërs 1:4, ons gaan baie tyd spandeer in 1 en 2 Korintiërs. So as jy so lank bietjie deur dit wil werk in jou persoonlike Bybelstudie, is jy so welkom. Jy gaan baie van dit hoor in hierdie jaar. 1 Korintiërs 1:4 en 5 sê, I give thanks to my God always for you because of the grace of God that was given you in Christ Jesus. 'n Komplekse sin. Maar hy sê eintlik net daar, ek sê dankie vir God, want hy het julle genade gegee. En daai genade lê in die persoon van Jesus Christus. Hy het jou genade gegee. Die volgende vers sê, that in every way you were enriched. Sê that you will be enriched. Nee, you were enriched in him in all speech and knowledge. Ons misverstaan genade. Genade is nie net wat my uit die hel uit gered het en nou moet ek pas op om terug te val nie. Genade vat my uit die hel uit en sit my in 'n spasie van florering, van waar ek kan great doen in die lewe. Genade is meer as net red my uit die moeilikheid uit. Genade is sit my op 'n pad waar ek kan thrive, wat ek kan floreer. Dit is wat genade doen. Dis wat die kruis gedoen het en soos ek nou gesê het, hy is die middelpunt van alles, nê. Dit gaan nie oor jou nie. Hierdie preek kan baie maklik misverstaan word as 'n feel good message. Jy kan dit doen, go boetjie, lekker 2026. Ek ons doen dit. Kry jou voorneme reg en ons gaan saam hierdie ding doen. Dis glad nie wat ek sê nie, inteendeel. Ek sê vir jou dat as ons hierdie jaar gaan maak waar ons kyk na die Skepper, ons kyk na hoe hy ons ontwerp het, dan gaan dit 'n goeie jaar wees. Maar as ek en jy gaan sit en vir onsself beplan wat ons wil doen en wat ons droom en as jy gaan self sê hier's my ambisies, dan gaan jy 2027 weer hier sit met dieselfde ambisies. Jesaja praat van ons het gedwaal so skape.
Die ding van skape is, hulle weet nie altyd wat vir hulle goed is nie, nee. Nou, ek is nie 'n skaapwagter nie, maar dit weet ek daarom. Ek weet dat skape gaan partykeer in plekke wat hulle nie moet gaan nie. Ek sê vir Sion nou die dag, hy loop so na die see toe. Die see waar hy kan verdrink. As 'n jaar en 'n halwe oue baba. En hy hardloop, volspoed. Soos net 'n jaar en 'n half kan hardloop, né? Jy weet daai arms wat so. En ek tel hom op en ek swing hom weg en ek draai maar ek sê so, "Chomma, jou self-preservation is nog nie great nie, hoor." Jou instink om jouself te beskerm is nie great nie. En ek dink skape is baie so. Skape gaan dit. As daar afgrond is, skape is nie soos Jesus, ek wonder nou, gaan ons afval? Hierdie is dalk gevaarlik. Nee, hulle go. So in Jesus se tyd, hy praat baie van die skape en hy praat, ons almal ken die, hy los die 99 om een te kry, né? Ons ken daai storie. Die realiteit van daai storie is as 'n skaap weggegaan het van die wat noem is dit, 'n trop? Wat noem is dit? Niemand weet trop. Okay. Daarom weet nie net ek nie. Die groep skape, as hy wegloop van hulle af. Die skaapwagter los hulle, ja, hy los hulle in 'n mooi kamp met ander skaapwagters. En dan gaan hy agter die een aan en as hy hom kry, dan breek hy sy bene. Breek sy bene, sit hom op sy skouers, sit sy bene in 'n spalk dat dit weer gaan regrot. Hoekom doen hy dit? Want skape is dom. En hy wil hierdie skaap keer om weer weg te hardloop. En hy laai die skaap op sy skouers en hy bring hom terug. Hoekom sê ek hierdie vir jou? Ek en jy is net so. Ons weet nie altyd wat vir ons goed is nie. Die drome wat ek en jy vir onsself kan skep en kan genereer uit ons eie emosies uit, is nie noodwendig wat God vir ons soek nie. So kan ons, eerder as om te sê, ek is die skaapwagter, ek gaan, en jy sien nie die afgrond nie, kan ons omdraai en vir die skaapwagter sê, sal u my dra, sal u my deur die vallei van doodskade vat, sal u my help deur hierdie jaar. Dis 'n moeilike ding in Christendom, want ons weer eens 'n misverstand dat ons dink hierdie is die geloof waar ons perfeksie kan bereik. As 'n Christen is, ek kan op 'n plek kom wat ek niks meer werk aan my nodig het nie. En ek wil gou daai bubbel kom pop. Paulus het ook nie dit bereik nie. Petrus het dit ook nie bereik nie. Ons gaan nooit perfeksie aan hierdie kant van ewigheid bereik nie. En Paulus sê hierdie self, hoor gou wat sê in 1 Korintiërs 15. Hy sê, by the grace of God I am what I am. And his grace toward me was not in vain. On the contrary, I worked harder than any of them, though it was not I, but the grace of God that is with me. Hy ontken nie sy foute nie. Jy hoef nie lank in die Nuwe Testament te lees om te besef dat Paulus baie bewus is van sy geskiedenis. Hy sê op 'n stadium, hy sê, van al die sondaars, waarvan ek die ergste is, het God se genade opgedaag. Hy is baie bewus van sy geskiedenis, maar ons het hierdie ander kant van Paulus wat besef, maar ek is perfek in hom. Ek is perfek met 'n geskiedenis. En ons het hierdie misverstand dat ons dink, ons kan nooit weer dink aan ons verlede nie. Nee. Dis wat jou vorm, dis wat jou gekry het, waar jy is. Dit is die storie van God se genade in jou lewe. Moenie vergeet daarvan nie, maar wees bewus van dit. Wees bewus van jou foute en gaan deur dit en bewus dat God ten spyte van jou lief is vir jou. Ten spyte van jou foute lief is vir jou. Ek gaan die band vra om my so lank te join. Ons gaan lekker prakties raak in 'n oomblik. Ons gaan nagmaal saam gebruik vanoggend hier in die begin van die nuwe jaar. Want ek dink selfliefde in die konteks van die Bybel is om, as ek dit kan opsom in 'n paar woorde, is om vrede te maak met jouself. Want ek besef, daar's mense wat hier sit, soos Helena gesê het, wat daar's 'n stoei in jou hart met jouself. Jy sit dalk met 'n gewig wat jy dra, daar's iets in jou lewe wat jy mee moet deel, daar's iets waardeur jy moet werk, daar's iets wat jy nog moet doen, daar's 'n gewig wat jy dra. En dalk is daar 'n verwyte van jouself. Dalk het jy in die laaste paar weke teruggekyk oor 2025 en besef, man, ek het regtig nie great gedoen laas jaar nie. Dalk is jy moedeloos want jy soos ek en jy hou rekord van al die nuwejaarsvoorneme wat jy al gemaak het. En jy sien hoe useless jy eintlik is om hulle na te kom. Ek is die eerste om dit te sê. Ek droom groot. Vra my vrou, ek is 'n dromer. Ek sê ou wat sê, kom ons gaan klim 'n berg.
En dan is die mense om my, okay, het jy stapskoene, het jy water, het jy rugsak. As ek so, ek wil gaan bergstap. Ek's daai ou, ek hardloop, ek doen en dan dink ek. So ek is die eerste ou om vir jou te sê dat dis okay. Dis okay as jy nie jou goeders nagekom het nie, maar wat ek vir jou wil sê vanoggend is, as jy gaan aanhou fight met jouself daaroor, as jy gaan aanhou hierdie worstelinge in jou hart, dit gaan jou uitput. Dit gaan vir jou baie moeilik wees om gesond te word op al hierdie vlakke as jy met jouself gaan stoei oor die verlede. So met die nagmaal vanoggend wil ek baie prakties vir jou help amper met 'n gedagtegang as jy my sal toelaat om dit te doen. Wat ek wil hê jy moet doen is gaan kry vir jou brood en sap en hou dit in jou hand vas. En dan dink jy aan al die goeders wat jy dalk mee gesukkel het in die laaste tyd. Dink aan al die goeders wat jy dalk nie reg gekry het nie. Dink aan al die dinge wat jy gedroom het wat nie gebeur het nie. Dink aan al die teleurstellings, dink aan al die verhoudinge wat verbreek is, dink aan alles wat skeef geloop het in jou lewe. Kry dit in jou kop. Moenie dit wegstoot nie. God soek jou met jou bagasie. Moenie dit by die deur los nie. As jy het, gaan kry dit gou, kry dit by jou, sit dit op jou skoot. Kom met jou baggage en dan sit jy met hierdie twee goeders in jou hande. Jou foute, jou onvermoë om gesond te lewe en die bloed en die liggaam van Christus. En besef, dit is die prys wat vir jou betaal is, sodat jy gesond kan word. Nie net sodat jy in die hemel kan wees nie, eendag nie. Maar dat jy sy teenwoordigheid vandag kan ervaar, dat jy sy heiligheid kan ervaar, dat jy 'n tempel kan wees van 'n heilige God. 'n Woonplek wat goed genoeg is vir hom. Want hy dink dit van jou. So kan ek jou vra om sommer saam met my te staan. Ek gaan vir jou bid en dan is jy welkom om uit te beweeg om die nagmaal te gebruik en om die Here toe te laat net om in jou identiteit in te spreek en jou manier van die lewe doen in te spreek. So Vader, soos wat ons nou die nagmaal gebruik, sal U ons kom herinner van U bloed, Here. Kom herinner ons aan die liggaam wat gebreek is vir ons en die bloed wat gegiet is, Here. Here, kom herinner ons dat die rede hoekom U vir ons gesterf het, is om met ons sonde af te handel, Here. Dis klaar. En Here, soos wat ons dit besef, wil U ons nie lei in hierdie nuwe jaar om uit U perspektief uit na onsself te kyk. Om te besef, U is lief vir ons, U glo in ons, en U het die wêreld betaal vir ons. Dit is my gebed. Ek bid 'n seën oor elke persoon in hierdie oomblik, en mag hulle U heerlikheid ervaar in hierdie oomblik. Amen. Amen. Jy is welkom om die nagmaal te gebruik.
Jesus, have my hopes, my dreams, my world. With joy I lay it down, with joy I cast my crowns. Jesus, have it all. To you I bring my praise, my lips, my song. Living sacrifices, one reborn. Your life is now my own. Will is what I want. Jesus, have it all. Jesus, have it all. Jesus, have it all. To you belongs the glory, the praise of all the world. Jesus, have it all. Jesus, have it all. Blessing and all honor, majesty and all. Jesus, have it all. Jesus, have your church, your love, your bride, the joy for which you freely gave your life, radiant and white, washed and purified. Jesus, have it all. Jesus, have your worth, your due, your song, the praise of every nation, tribe, and tongue. Let all that has been made glorify your name. Jesus, have it all. Jesus, have it all. Jesus, have it all. To you belongs the glory, the praise of all the world. Jesus, have it all. Jesus, have it all. Blessing and all honor, majesty and all. Jesus, have it all. Jesus, have it all. To you belongs the glory, the praise of all the world. Jesus, have it all. Jesus, have it all. Blessing and all honor, majesty and all. Jesus, have it 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 all. To you belongs the glory, the praise of all the world. Jesus, have it all. Jesus, have it all. Blessing and all honor, majesty and all. Jesus, have it all. Jesus, have it all. To you belongs the glory, the praise of all the world. Jesus, have it all. Jesus, have it all. Blessing and all honor, majesty and all. Oh, Jesus, have it all. Ja, ons sê net dankie vir alles wat U vir ons doen, Here. Net weer herinner te wees dat U die een is wat besluit het om saam met ons te lewe. U is die een wat eerste saam met ons wou lewe, Here. En is so eer en so voorreg om vir U te kan leef en hierdie lewe aan te vat saam met U, Here. Mag dit so in elke area van ons lewe wees.
Ons bid dit in Jesus naam. Amen. Amen. Julle kan julle sit plek neem. So, jy wonder seker hoekom lyk ek soos 'n budget National Geographic aanbieder. Die rede vir dit is ek's op hierdie oomblik in ons kerk se dak. Ek het nie allergies nodig nie, jy het. Maar hier is die ding, hierdie dak dien al jare die Here. En soos party van ons begin hy bietjie te kraak, bietjie te kreun en bietjie te kla soos wat die weer verander. Maar alle grappies op 'n nok, hierdie kerk se dak beskerm dit wat ons al jare saam worship, ons kinders, ons besoekers, ons ontmoetings met die Here en duisende stories van mense se lewens wat verander. En nou het hy bietjie hulp nodig. Dis nie iets wat ons elke Sondag sien nie, maar dis iets wat ons elke Sondag beskerm. En soms nooi God ons om die onsigbare sterk te kan maak sodat ons die sigbare kan bou. So hoekom is ek hierbo? Ons is besig om 'n projek te launch om 'n gedeelte van hierdie dak te herstel en te versterk. En ek wil jou uitnooi om deel te wees van hierdie. Nie omdat dit glamorous is nie, maar omdat dit ons huis is. Dit is ons storie en dit is ons familie. Maar ek gaan eers nou afklim voor ietsie bo knak wat nie moet knak. My knie, nie hierdie dak nie. Anyways, ons gaan nou binnekort inligting deel van hoe jy prakties deel kan word van hierdie projek. En hey, dankie dat jy deel is van Doxydale Linden, vanaf die fondament tot waar ek is in die dak. Hier's ek nou. Happy New Year van die Montgomerys af. Dit is my altyd so veel mooier om te sê Happy New Year, want as iemand vir jou sê voorspoedige nuwe jaar, dan klink dit vir hulle iets weet wat jy nie weet nie. Voorspoed vir jou, want ek weet wat kom. So Happy New Year. Maar is iets wat ek weet wat jy dalk nie weet nie, en dit is ons dienstye vir wat bietjie verander na vandag. So ons kop volgende week af met ons volle program van ons 3 dienste, 8:39 en ons 6 diens die aand wat Engels is. Volgende week skop ons ook af met die kids bediening en ook ons tienerbediening wat ons Fusion noem. So julle is welkom om dit so te kan engage. Dit is 'n ongelooflike lekker community. So gepraat van community, hier is ons 'n ongelooflike lekker community. Miri aan die kant, na die diens, jy welkom 'n oogie daar te kom gooi en met ons te kom gesels rondom dit. As jy vanoggend hierso is vir die eerste keer en jy weet nie noodwendig waar om te gaan of wat om te doen nie, eerstens, hallo, ek is Corneille, lekker om jou nog nie te ontmoet nie, asseblief kom ontmoet my na die tyd. Ek sal hierso by die community muur wees. As jy enige inligting wil weet, wat is die volgende tree om te gee, die starting point is die plek om te wees vir jou vanoggend. Dan wil ek julle uitnooi na hierdie geleentheid toe. Ons wil graag die 18de Januarie tydens die eerste oggenddiens 'n nuwe skooliere celebrate. As jou kind vir hierdie jaar die eerste keer graad 1 toe gaan, of as jou kind vir die eerste keer graad 8 toe gaan in hierdie jaar, wil ons jou uitnooi spesifiek na hierdie diens toe. Dit is eintlik net 'n ongelooflike gesins- en familie oomblik wat ons elkeen wat in 'n nuwe seisoen ingaan, net wil seën en eintlik bless vir dit wat voor lê. So ons gaan nog bietjie lekker inligting deel wat op pad is, veral op ons WhatsApp groepe. As jy nie op ons WhatsApp groep is nie, kom gesels met my ook na die tyd by die starting point en dan sal ons so verder reël. En as jy weet ook van iemand wat se kinders in daai fase ingaan, asseblief nooi hulle ook spesifiek vir dit. Dan wil ek gesels vir 'n oomblik oor hierdie. Ons gaan deur hierdie jaar gesels oor 5 gesindhede van gee. Die rede vir dit is omdat ons konstant daaroor praat is want ons wil hê dat vrygewigheid 'n gewoonte moet word vir my en vir jou. En ek dink ons moet eerlik wees, is moeilik om oor finansies hierdie tyd van die jaar te praat, nee, so vroeg in die jaar. Hulle sê altyd daar's 12 maande in 'n jaar, maar kom ons wees eerlik, Januarie is die langste jaar van hulle almal. Dit is baie keer hoe dit voel, maar ek het hierdie Desember iets ongeloofliks interessants beleef. Ek weet nie of jy kan sien nie, ek sê dit baie sarkasties, maar my neus het ongelooflik gebrand. Jy dink as die ligte, dis my neus, wat eintlik so was. En dit is, ek het oral sunscreen gesmeer, behalwe my neus. Die rede vir dit is, ons was op 'n boot gewees en ek dink ek gaan 'n hoed op die boot aantrek. Ek het my hele alles gesmeer, ek hoef nie my neus te smeer nie, want ek het 'n hoed. En toe is die wind so erg, ek kan nie meer die hoed dra nie. So toe moes ek kies tussen my hoed en my neus.
So dit was een van daai situasies. So dit was nie 'n oomblik van ek het vergeet om my neus te smeer nie. Dit was 'n oomblik van ek het nie vooruit gedink om my neus te smeer nie. En ek dink baie keer dit is hoe ons gesels oor gebed of ons gedagtes is rondom gebed. Dit is hierdie vinnige sunscreen wat ons smeer wat ons weet ons gaan nou in die son ingaan of jy weet ons gaan nou in 'n area ingaan waar ons neus kan brand en ons smeer gou vinnig. Maar ek wil uitnooi in 2026 om gebed nie net 'n vinnige smeer kan wees nie, want jy weet jy gaan in die son wees nie, maar dat gebed eintlik 'n vooruit beplan en 'n vooruit uitnodiging sal wees saam met die Here. Of daar wind gaan wees of daar nie wind gaan wees nie, wat ook al dit mag wees, hoef jy nie te weet nie, maar ek en jy kan vertrou met dit wat die Here kom doen in ons lewens. So as ons gesels oor gebed en oor finansies vir hierdie jaar, is dit om te sê, Here, maar ek vertrou jou vir dit wat voor lê. Soos wat Kobus ook vanoggend so mooi gesê het. Dis nie wat ek wil kom doen nie, dis nie my sunscreen wat ek wil smeer nie, maar dis om te vertrou in dit wat die Here wil kom doen. So, as jy wil deel word van die dakprojek, as jy wil finansiëel bydra tot in wat die Here kom doen in Doxadale Linden en deur Doxadale Linden, is julle welkom om in julle daai koevertjies op julle stoele kontant in te sit as julle dit so wil doen, in die oranje boksies in te gooi, of julle kan elektronies gee soos wat julle sou wou. Dan voor ons lekker uitbeweeg, is daar 'n span wat saam met jou wil intree in gebed. Hulle gaan hier links voor wees en daar in die agterkant van die kerk is daar ook 'n spasie waar jy kan lekker engage rondom gebed. In die nuwe jaar, as jy deur iets gaan, as jy 'n gebed graag nodig het, wil ons graag saam met jou bid. Maar voor ons groet, wil ek gou 'n oomblik gee aan my vrou Astrid. Sy wil julle ook net uitnooi na 'n geleentheid in die eerste kwartaal. Goeiemôre. Dis baie lekker om julle almal weer te sien en ek is so opgewonde om vanoggend gaan met julle te praat oor Arise. Ek praat met al die dames, maar die manne moet ook luister want julle moet ons ondersteun. So die eerste naweek in Maart is daar 'n live sê ek nou die verkeerde dinge. 'n Arise Life Challenge vir vrouens. Wat 'n staptoer is waar klomp vrouens regtig gaan hike, gaan tyd spandeer in die natuur en ook tyd spandeer saam mekaar, medegelowiges en ook regtig net God se teenwoordigheid gaan beleef. Ek het dit 2 keer al gedoen en dit is my verskriklik lekker en ek wil net soveel as moontlik mense saamnooi om dit ook te gaan stap. Rede hoekom ek vandag daaroor praat is omdat die inskrywings môreoggend 9:00 oopmaak. Julle, dit verkoop soos soetkoek. So jy moet 5:45 al op daai site wees en refresh. Want as dit 9:00 slaan, is jy die eerste een daar. Om 'n kaartjie te kan koop. Halfuur later is daai kaartjies weg. Daar's 2 roetes wat gestap word op dieselfde naweek. Een is Loerkop en een is Bergheim. Jy is welkom om enige van hulle te stap. Ek gaan Bergheim stap. So as jy wil saam met Bergheim stap, onder aan jou inskrywing is daar so 'n blokkie vir 'n nota. Dan sê jy ek is van Doxadale Linden, ek wil saam met Doxadale span stap. Want ons word opgedeel in groepe. As jy nie in my groep wil wees nie, moet dit hier daar sit nie. Dan stap jy op jou eie, maak nuwe maatjies, wat ook partykeer goed is, bietjie nuwe mense, nuwe dinge. As enige iemand meer inligting daaroor wil hê, ek sal na die tyd by die Join the Mission stasie wees. Inskrywingsgelde is 1550. Dis baie, maar dit is 'n naweekse verblyf en kos. Dis eintlik min. As jy nie nou daai geld het nie, dan sit 'n R500 deposit toe, net om jou plekkie te hou. Right, sien vir julle later. Julle moet baie lekker koffie en tee drink. As dit nog buite reën, hier's nie 'n tweede diens nie, so julle kan nog binne op kuier. Geniet julle dag.